Welkom by dag 3 van ons Heilige Week Journey. Nou, soos julle weet, elke liewe dag van hierdie week gesels ons oor iets belangriks wat tydens Jesus se laaste week gebeur het, voor hy aan die kruis gesterf het en weer opgestaan het. Nou, julle gister het ons geleer van 'n vrou wat haar liefde vir Jesus gewys het deur 'n baie duur parfuum oor sy kop uit te gooi. En uit dit het ons geleer dat liefde nie net woorde is nie, maar dit is 'n aksie. En ons het ook geleer dat alles wat ons vir Jesus doen, is nooit 'n waste nie. Nou, as jy daai les gemis het, wil ek jou regtig aanmoedig om asseblief terug te gaan en dit te gaan kyk, want elke liewe les in hierdie reeks help ons om hierdie Heilige Week Journey beter te verstaan. Nou, is julle gereed om te sien wat volgende gaan gebeur? Awesome, maar voor ons met dit begin, kom ons bid gou eers. Here Jesus, dankie dat ons die voorreg het om oor hierdie baie spesiale week te leer. Help ons asseblief om te verstaan wat U vir ons vandag wil leer en help ons om net harte te hê wat U voorbeeld wil volg. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê, Amen. Nou, julle, gister het ons gesien hoe iemand ons nou hierdie liefde vir Jesus gewys het op 'n baie groot en spesiale manier. Maar vandag, julle, gaan ons sien hoe Jesus sy liefde aan sy disippels gewys het op 'n baie surprising en onverwagte manier. Nou, om julle 'n idee te gee van wat Jesus nou vir sy disippels gedoen het ek nou ietsie saamgebring om vir julle te wys. Eerstens julle, het ek nou hierdie handdoek saam met my. So ek gaan hom sommer hierso so oor my arm sit. En dan, julle, het ek hierdie water saam met my gebring. Nou sê gou vir my, waarvoor gebruik mens gewoonlik nou 'n handdoek? Ja, dis reg, om jouself mee af te droog. En waarvoor gebruik ons nou water? Waarvoor nou om te drink? Ja, om goed mee te was. Nou, julle, in die tyd van die Bybel het mense nou nie regtig lopende water in hulle huise gehad soos wat ons nou vandag het nie. En hulle het ook nie karre en fietsse gehad om rond te kom waar ook al hulle wou gaan nie. So, julle, meeste mense moes loop as hulle nou ergens heen wou gaan. En, julle, moet nou nie dink hulle het hierdie lekker gemaklike tekkies gehad soos wat ons nou vandag het nie. En julle, hulle het ook nie lekker geteerde paaie gehad om op te loop nie. Hulle moes in sandale rondloop op stowwerige grondpaaie. So natuurlik, wanneer hulle nou gekom het by die plek waarheen hulle geloop het, was hulle voete vuil gewees. Nou, gewoonlik was daar nou 'n dienaar wat mense se voete gewas het wanneer hulle nou by die huis gekom het waar hulle geloop het, of die persoon sou ewen self hulle eie voete gewas het. Maar julle, in vandag se storie gebeur iets baie onverwags. Jesus word die dienaar en was almal se voete. Kom ons kyk gou wat gebeur het. Die Heilige Week Journey. Jesus was die disippels se voete. Die is Jesus. Heyo! Hy is die Seun van God en die Verlosser van die wêreld. Terwyl Jesus hier op aarde was, het hy vir almal vertel van God se groot liefde en mense gesond gemaak wat siek was. Hy het baie wonderwerke gedoen, soos om storms stil te maak. En hy het selfs mense uit die dood uit laat opstaan. Wahoo! Jesus en sy disippels het bymekaar gekom vir 'n laaste maaltyd. Jesus het opgestaan van die tafel af, sy bokkleed uitgetrek en het begin om sy disippels se voete te was. Jesus was baie lief vir hulle en hy het geweet dat die tyd het gekom dat hy hulle moes verlaat het om terug te gaan hemel toe. Toe Jesus by Petrus kom, toe vra hy, "Gaan u regtig my voete was?" Jesus antwoord, "Jy verstaan nie nou wat ek doen nie, maar eendag sal jy." No! Petrus sê, "U sal nooit my voete was nie." Maar Jesus sê toe vir hom,
dat as ek nie jou voete was nie, gaan jy nie aan my behoort nie. Oh, well then, okay. Petrus sê toe, was dan sommer my hande en my kop ook, nie net my voete nie. Maar Jesus sê toe, dit is nie nodig nie. Ek moet net jou voete was, sodat jy kan skoon word. So Jesus was toe klaar almal se voete en verduidelik dat hulle moet verander doen wat hy vir hulle gedoen het. Hy het vir hulle gesê, hulle moet sy voorbeeld volg om mekaar te dien en nie te dink hulle is belangriker as enigiemand anders nie. Dan sal God hulle seën as hulle doen wat Jesus hulle geleer het. Wow julle, wat 'n amazing story. Nou, kom ons kyk gou na wat eintlik in hierdie storie gebeur het. In hierdie Bybelstorie het Jesus en sy disippels bymekaar gekom vir 'n baie spesiale maaltyd met die naam Pasga. Nou by hierdie maaltyd het Jesus sy disippels baie amazing dinge geleer, want hy het toe nou geweet dat hy hulle binnekort sou verlaat en terug hemel toe sou gaan. Nou, vandag julle gaan ons kyk na net een van die dinge wat Jesus nou vir hulle geleer het. So, wat het Jesus gedoen om vir hulle hierdie amazing ding te leer? Wel julle, Jesus het van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en hy het toe begin om sy disippels se voete te was. Nou, julle, die was baie skokkend, want onthou, dit was gewoonlik die dienaar se werk. Maar hier kies Jesus, die seun van God, die koning van alle konings, die Messias, om hulle te dien. So, geen wonder Petrus het geweier dat Jesus sy voete was. Maar Jesus het toe vir Petrus gesê, tensy hy nou sy voete was, sou Petrus nie aan hom behoort nie. So Petrus het toe vinnig van plan verander en toegelaat dat Jesus sy voete was. En toe Jesus nou klaar was, het hy vir die disippels verduidelik dat hulle sy voorbeeld moet volg en mekaar ook moet dien, soos wat hy nou sopas gedoen het. Julle sien, Jesus het vir hulle vertel dat hulle nie moet dink dat hulle nou beter is as ander mense nie. En as hulle mekaar dien, sal God hulle seën, veral as hulle nou doen wat Jesus vir hulle gesê het om te doen. Nou, julle, daar is 2 belangrike dinge wat ons uit vandag se storie kan leer. Nommer 1 is, ons moet bereid wees om ander te dien. Julle sien, Jesus het nou vir ons gewys, maak nie saak wie jy is nie, jy moet ander dien. Dink net daaroor. As die koning van alle konings mense se vuil voete kan was, wie is ons dan om nie ander op dieselfde manier te wil dien nie? Nou die tweede ding wat ons uit hierdie Bybelstorie moet leer is, ons moet nederig wees. Julle sien, om ander te dien, moet jy nederig wees. Jy kan nie jouself as beter as ander mense sien nie, want dan sal jy nooit ander mense kan dien soos Jesus gedoen het nie. En dit bring my by die belangrikste vraag vandag. Hoe dien ons ander nederig? Wel julle, dit lyk so. Ons help by die huis sonder om gevra te word. Ons wees vriendelik teenoor mekaar en ons wees vriende met die ander kinders by die skool. Ons deel met die goeders wat ons het. En ewen wat van julle, ons help iemand wat sukkel. En die lys kan eintlik net aan en aangaan van dinge wat ons kan doen om ander mense te dien op 'n nederige manier. Maar ek wil julle nou eintlik challenge hierdie week. Hierdie week wil ek hê julle moet ten minste een manier kry om iemand te dien hierdie week. Want wanneer ons ander dien julle, dan doen ons eintlik wat Jesus ons gevra het om te doen. En dit is om sy voorbeeld te volg. Nou, met dit gesê, is julle nou gereed om ons volgende prentjie by ons Heilige Weekkruis te lees? Awesome, let's go!
Wow julle, ons kruise begin nou regtig die storie van die Heilige Week so mooi vertel en ek love dit net om te sien hoe elke stukkie net by mekaar kom en ek hoop regtig julle geniet hierdie kraf net so baie soos ek doen. Nou ongelukkig het ons nou aan die einde van dag 3 van ons Heilige Week journey gekom, maar julle môre gaan ons nou eintlik aangaan en sien wat Jesus nog by hierdie spesiale maaltyd gedoen het saam met sy disippels. So, maak gereed en raak excited daaroor, want julle hierdie ding wat Jesus en sy disippels gedoen het, is iets wat ons as Christene tot vandag toe doen. Nou, voor ons gaan, kom ons maak gou eers ons oë toe en dan bid ons gou saam. Liewe Jesus, dankie dat U vir ons gewys het hoe ware liefde lyk. Dankie dat U ons leer om nederig te wees en ander te dien. Help ons asseblief om U voorbeeld te volg en elke dag vriendelikheid en nederigheid te kies. In Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê, Amen. So okay julle, dis nou ons les vir vandag. Moenie vergeet nou om ons môre te join vir dag 4 van ons Heilige Week journey nie. En onthou, volg Jesus se voorbeeld deur om ander te dien. Bye julle.